in God. En weet jy wat, ons leer net so baie met kinders. As toe ek na daai Noag kyk, daar's soveel types en shadows eintlik in Noag. Ek weet nie of julle dit opgetel het nie. Maar die duif wat gekom het met die takkie, en die takkie wat die lyftakkie is besmaak ook 'n simbool van die Heilige Gees. En die duif is ook simbool van die Heilige Gees en die leiding onder leiding van die Gees. En die 40 dae is natuurlik ook die 40 dae wat Moses in die tyd van ontmoeting gedoen het. 40 dae wat Jesus in die woestyn was. So mense moet eintlik altyd maar die types and shadows gaan soek. Kyk, the Old Testament is in the New Testament revealed and the New Testament is in the Old Testament concealed. So ek wil jou regtig uitnooi om die krag van God wat reeds binne jou lewe is te gaan soek. Dis daar. Dit gaan nie daar wees net as jy dit sien nie. Dis daar al sien jy dit nie. En ek het dit weer toe ek nou in Wellington was, ek het weer so beleef, regtig die krag van God, wat hy net kom, dis, wanneer jy net moet gehoorsaam wees. Die Sondag sê die Here vir my, bring dit perd in die saal in. Ek sê, ja, dis weird, maar okay. Ek sê, hoor, kan julle asseblief die makste perd vir ons inbring? Dis daar 'n vrou wat sy perd oorlede is en sy het 'n heupoperasie gehad en sy het gedink sy gaan nooit in haar lewe weer kan perd ry nie. En ons is vir bo op die perd en sy is al by die saal uit met die perd en God raak haar aan en hy genees haar. So die een vrou kom op die kamp aan, sy suurvlakke is te hoog. Sy sê as jou suurvlakke te hoog is, dan gaan jy kanker kry. Dis die begin van kanker. Maar dit sal so 'n paar maande vat om die suurvlakke geneesing. En die groot tema die Saterdagoggend was eintlik the abuse of mothers. Dis iets wat mense nie altyd aan dink nie. Maar ons gaan die tema doen nou van the abuse of mother. En ons behandel dit en ons doen wat God vir ons sê om te doen. En die Here raak al aan en die saam maandag toe sy by die huis kom, toe sy suurvlakke normaal. That's our God. En hoe beleef jy, wanneer gaan jy God beleef? Ons gaan God beleef wanneer ons net gehoorsaam is aan sy stem. Day to day. Wanneer Vader vir jou opdrag gee om 'n ding te doen en dit maak nie vir jou sin nie, maar jy doen dit net. Ek weet vir julle vandag, ons het byvoorbeeld die brode, die nagmaalbrode wat ons in Wellington gehad het, het hulle al die Hebreëse name op die brode gebak. En die een vrou se seun is verlede jaar op 16 dood. Het 'n motorongeluk en haar hart is baie seer en die ander meisietjie se ma is dood aan kanker en haar ma het gesê sy gaan vir haar brood bak en geld bymekaar maak om vir haar 'n matriekafskeid rok te kan maak. En haar ma is nou voor haar matriekafskeid oorlede en die Heilige Gees sê hulle twee moet loop en met hierdie gebakte brode en heuning en vir die vrouens bedien. En die healing wat plaasgevind het, is daai wat God vir jou opdrag gee om iets te doen wat nie in jou kop sin maak nie. Maar wanneer jy gehoorsaam is, sal jy wonderwerke beleef. Een van die goeders is natuurlik gebed en vas, om te vas. Dis iets wat ons nie altyd vir mekaar noem nie, jy skryf verskillende vorme van vas. So die disippels het byvoorbeeld vir God gevra, maar hoekom kon ons hierdie demone nie uit hierdie mense uitdryf nie? En het gesê, certain things you need prayer and fasting. So the first place God points to when we face difficulty is our prayer life. Vanoggend 3 uur, toe maak God my wakker en sê, jy bid vir daai persoon. Toe bid ek, wil jy ietsie sê? Verduidelik meer van die vas en bid saam. Ja, jy kry verskillende soorte. If you come across a difficult situation, start praying. En dan gaan lees ons in Markus 9 vers 29. The kind can come out nothing but prayer and fasting. Nou, daar's verskillende vorme van vas. Hierdie teaching van vandag is nie om julle te verduidelik hoe die detail nie. Dis 'n teaching op sy eie fasting. Maar vas is om iets te vat wat vir jou belangrik is en dit eenkant te sit. So, party mense doen 'n vol vas, dis net water. Jesus het in die woestyn, Matteus 4, het hy geen water, niks gedrink. En jy kan ook nie langer as 40 dae nie. So hy het geen vloeistof, niks ingeneem nie. Party mense sê water, net water. So ek kan nou detail, dan kan jy gaan kyk in Daniël
In Daniël 2 is daar spesifieke kosse wat gespesifiseer word. Ester het 3 dae vas gehad. So baie keer sê mense maar ek vas TV, jy vas skerm, blou skerm, koffie, chocolates, wyn, baie keer net vrugte en groente en vleis. So dit is vir my is vas 'n baie persoonlike ding. Vir my is 'n ding van jy kan jou fasting doen soos intermittent fasting ook, waar jy 'n sekere tyd van die dag byvoorbeeld nie eet nie en die res vas jy of eet jy. So ek wil dis nie vandag se teaching om in te gaan in die verskillende fastings nie. 'n Vas is maar basies waar jy sê, Here, ek sit hierdie neer wat vir my belangrik is om te wys dat U belangriker is as hierdie ding wat nou vir my belangrik is. So jy kry iemand wat jy ietsie daar sê. Jy kry verskillende vorme van vas. So fasting involves setting aside normal routines and focusing on God. So baie keer sê jy maar ek gaan nou vanoggend nou nie ontbyt eet nie. Ek gaan my ontbyttyd gebruik om met God tyd te spandeer. Ja, jy kan gaan kyk in Daniël 2, jy kan gaan kyk in Ester 4 vers 14, toe sê sy vir mense, ons gaan nou almal net water drink vir 3 dae, vas en net water drink. Dan ook af met diabetes, ek weet van mense wat diabetes is, wat bijvoorbeeld elke oggend nagmaal gebruik, en dan is hulle suiker normaal vir die dag. Maar jy kan nooit iets vanuit 'n plek van religion doen nie. As jy iets doen, omdat dit vir jou 'n wet raak, is nie verhouding nie. Jy doen iets uit 'n verhouding. So jy gaan en sê, Here, ek en geloof, ja. Dan oor die Here, ek vat hierdie ding, ek sit dit eenkant, ek spandeer nie nou tyd aan dit nie. Hierdie het vir my te belangrik geraak. Ek sit dit neer, ek maak hierdie tyd vir U. Jy kan selfs TV vas, selfoon vas. Het gaan daaroor om tyd uit te sit en te sê, Here, U is belangriker as enigiets anders. Where in your life right now do you need God to raise your level of faith in you? So hierdie is 'n gewoonte wat jy elke keer kan doen. Here, maar in hierdie aspek van my lewe kry ek eintlik al het ek geloof. Maar in hierdie aspek van my lewe kort ek nog 'n bietjie geloof. Ek gaan nou hierdie of hierdie ding vas. Hierdie is my baie belangrik. So ek baie keer vas is om eintlik jouself te highlight voor God. Te sê, Here, hier is ek. Ek los hierdie, onthou net, God het nie vas nodig. Ons het dit nodig. Dit is om te sê, Here, hierdie ding is nie vir my belangriker as my verhouding met U nie. So, om te vas, ek het eintlik 'n boek van Ilse ook nou weer gekoop, Jensen Frank, hy het 'n hele volledige boek van vas, as jy reg dit wil instudeer en gaan leer. Ek het 'n hele teaching oor dit ook op my laptop, maar dis nou nie vir vandag nie. So, baie keer sê God vir jou vas soetgoed. Baie keer sê hy vas koffie. Baie keer sê hy vir jou, ek wil hê jy moet alkohol nie gebruik nie. Ek kan 'n getuienis gee waar die Here vir my gesê het, ons moet alkohol vas saam met 'n kerk toe, en gesukkel het met dwelms en afhanklikheid. En dit was nog saam met Andrea se kerk jare terug, waar sy was. En ek sê, okay, ek join julle, maar dis hier oor November. Toe ek my kon kry, toe besef ek, maar dis nou ons nou oor Kersfees en Nuwe Jaar ook. En ek gaan Kaap toe. My ou wyntjie in die Kaap is op 'n onmoontlik. En ek het vasgebyt en ek sê, Here, ek is nou nie deel van daai kerkie, so ek dink ek gaan nou net die 20 dae doen, nie 40 dae. En hy sê nee, 40. Ja, okay, goed. Jy weet, nou is dit ons oujaars, in die Kaap is wyn drink is deel van die kultuur, dis soos 'n vet. Dit is soos 'n vet, dit werk net so. Maar ek dwars deur daai Kersfees, ek dwars deur die ou jaar. Ek het so bewustheid van God gehad. En die 5 Kersete met kraanwater. Ja, kersete met kraanwater. En die 5de Januarie is ons troudag herdenking en dit is vast nog steeds aan die gang. En ons sit by Spier, verkeerde plek om te gaan sit. Ek sê, Here, sal my huweliksherdenking. Ek gaan nou maar net vir my huwelik. En is U wat die huwelik ingestel het? Ja, dankie Hendrik, dankie. En ons vat nou maar 'n ou wyntjie lê. Dis maar ek en Pieter beklei, maar ek het nie idee waar ons beklei nie. Maar hy sit in die een hoek van die tuin en ek sit in die ander hoek van die tuin. 'n Paar dae later sê die Here vir my, weet jy hoe moet jy dit beklei? Jy het jou vasgebreek.
die enigste keer dat ons goed gekry het daar. Mooi Pieter. So, maar God is vir mens binne in jou foute lief. Hy leer vir jou. Sê, ek het nie die commitment met jou gemaak nie. Jy het die commitment met my gemaak. En jy het jou lewe vir jouself suur gemaak. Toe jy besluit het 'n ou glasie wyn vir huwelik, is belangriker as om jou vas aan te hou. So is belangrik om, en ons leer dit mekaar se foute uit. So vas is eintlik 'n baie ernstige saak. En dit was jare terug gewees, so ek het toe nog moes leer hoe hierdie goed werk. Maar dit gaan eintlik oor 'n verhouding. Dit gaan oor 'n verhouding met God. En God kyk eintlik, Spreuke 4:23 sê hy, wees versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. So die Here kyk na ons harte. Waarmee werk ons harte? En wat goeie nuus vir ons is die Heilige Gees sal jou leer. Jy loop nie hierdie pad alleen nie. Nou, ek sê altyd, as God ons gemaak het, dan sal jy sy stem beter hoor as myne. Vertrou die Heilige Gees. Kyk met jy vra, Here, hierdie pyn in my lyf, wat moet ek uit my lyf uittrek? Laat gaan dit. Sê, Here, hier's die pyn, hier's die seer, hier's die teleurstelling. Die afgelope maand praat die Here baie met my oor, ek wil jou uitnooi to be 100% pure you. Jy moet 100% you wees. Dis ook wat vanoggend ook vir julle die boodskap gestuur het, waar gesê het, ek het jou gevorm, Jeremia 1:5. Ek het jou gevorm in die skoot van jou moeder. Hy's die maker. Die probleem is, ons funksioneer uit 'n plek van verwonding. Jy kan wonde hê, maar jy moet getuig vanuit 'n plek van die merke van die wonde, nie die wonde nie. Jy moet die Heilige Gees vra om jou wonde te kom genees. Dat wanneer jy getuig jy van 'n merk af, nie 'n wond nie. Jesus served from a place of fullness, not a feeling of fullness. Ons moet op 'n plek in ons lewe kom waar ons funksioneer vanuit 'n plek van puffness van fullness. Hierdie is my puffness van fullness. Nou, enigste fullness wat jy kan hê, is wanneer jy 'n verhouding met Vader het wat lewendig is, bewus is van God die Vader, bewus is van die Heilige Gees, jou identiteit in God gevind het, en dis jou puffness. Want dan as jy uit daai plek uit funksioneer, beleef jy vreugde, vrede, rus, fullness in you, not a feeling of fullness. So God can do anything He chooses to do in us and through us. Ons het Louise, van julle gaan vir Louise ken, sy het altyd op die kamp gekom en bring sy hele huis, sy bly nou in die Kaap, daar vir Louise, en sy het haar werkers saamgebring, en Langkloof Rose het net dubbelbeddens, so sy en haar werker het 'n bed gedeel. En Louise se werker, sy's pragtig, Sylvia, vertel hoe wonderlik dit was om 'n dubbelbed met Louise kon deel. En sy's so humble. En die vrouens sit toe vir haar 'n blommekrans op en sy getuig van hoe God is. My sussie Mariaan speel 'n liedjie vir haar. En die Here sê, she's so humble. En vanuit haar plek van humbleness, waar sy op haar stoel kom sit, kon die vrouens by haar voete kom sit en die healing in die troonkamer van God beleef, wat deur haar vloei. Hoe minder van myself in my is, hoe meer kan God deur ons werk. Humbleness. Dis hoekom hierdie kerk is 'n place of humbleness. The problem is we tend to think too small. Ons wil werk met wat in ons koppe is. Ons wil werk met wat ons dink moet gebeur. God is groter as dit. We is the ceiling of your belief. Waar is jou plafon van jou geloof? Ons geloof moet nie 'n plafon hê nie. Vir God is enigiets moontlik. God is nie die God van die onmoontlike nie. God is die God van die moontlike.
vrees kom van God af nie. 1 Johannes 4 vers 18. Volmaakte vrees verdryf, volmaakte liefde verdryf vrees. Here, U het my volmaak lief. So as U my volmaak lief het, dan is U plan vir my lewe beter as my eie. So Lord, I'm trusting You for the impossible. Ek vertrou U vir die onmoontlike in my huwelik, in my finansies, in my siekte, in my toekoms, in my werk, waar ook al. What situation in your life seems hopeless? God is hoop. God is binne die moeilikste goed van jou lewe. Partykeer laat hy baie moeilike goed in ons lewens toe. En die groot uitdaging is om jouself te vra, waar is God? Waar is God binne in my trauma? Want hy is daar. Toe my ma dood is, en sy het in die veld gelê met haar voet op haar kuit, my sussie so gaan sit en gesing. In moments like these, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. Sy sê, as dit nie so was nie, het ek nie die soetnis beleef van 'n love song vir Jesus op my lippe nie. As dit nie so was nie, het ek nie gevoel hoe ek sy arms om my voel, terwyl ek langs haar bed staan en sy besig is om te sterf. Ons moet ons geestelike oë oopmaak. Ons moet sien waar God is, ten spyte van ons traumas. Waar is U? Toe Elsje se hartklop op 300 gaan vibreer het op my skoot toe sy 4 maande oud is. En God sê vir my, jou fokus is verkeerd. Ek sê, Here, hoe bedoel jy my fokus is verkeerd? Hy sê, jy is besig om te kyk hoe jou kind op jou skoot doodgaan. Jy is nie besig om te kyk waar ek is en my te loof en te prys ten spyte van die omstandighede. God nooi ons om hom te loof en te prys. Sy naam groot te maak binne die omstandighede. But God, Lord, I need You now here. I need to see You here. God is daar. Want hy is Immanuel God. So hy kan nie homself verlaat nie. So God is in jou omstandighede. Maar wat ons gedoen is all you can see is your pain, you lose sight of me. But that doesn't mean that I wasn't there. God is altyd daar. But God, so tree net terug en sê, Here, ek sien dit nie nou nie. Wys my waar is U. Dat ek U kan sien en nie net fokus op my trauma nie. Because You are there. Wys my waar is U. Ten spyte van my trauma. Heb jy iets gesê daar? Ja, ek het net hier staan. Ek dink my stem trek seker ver genoeg. Ons het Vrydag 'n frats ongeluk gehad daar by ons huis was. Ek en my kinders het by die huis gekom en die hek is swaar. En my broer kom om die hoek gehardloop en hy sê, hy vat vir Tariq en ons kyk, spoel sy neus uit en hy het 'n redelike hematoom agter op sy kop, maar verder geen ander beserings nie. Ek het nie nodig gehad om hospitaal toe te gaan nie. Ek is bietjie seer met die gewig van die hek, het op my nie geval, maar ek was nie kwaad vir God nie. Ek het onmiddellik omgedraai en gesê, dankie Abba Vader, dat U my kind beskerm het. Dankie dat U selfs so goed was om die hond te beskerm. Dankie dat ek nie ernstige beserings het nie. So mens kan onderaan sê, Here, waar was U? En mens kan kwaad word, maar ek het nie. Want God se genade was in soveel opsigte daar gewees. Nie die feit dat my broer nie aan die ander kant was, by sy huis nie, maar aan ons kant. Die feit dat my kind, hy het nie 'n gebrekte been nie, hy het niks, hy het net skraapmerke. Ons sê dankie Here. Amen. Dit laat my dink aan no weapon formed against us will prosper.
Ask God to help you so you're in a position to experience powerful new dimensions of God's work in you. Here, ek wil nie mis wat U deur my wil doen nie. Nou, ek gaan dit nie mis as ek gehoorsaam is nie. Maar jy moet gehoorsaam wees, al maak dit nie vir jou sin nie. En dis die eienskap, dis van totale vertroue. Here, ek verstaan nie nou, hoekom moet ek hierdie dink nie, hoekom moet ek hierdie doen nie, hoekom moet ek hierdie sê nie. Maar ek leef vanuit 'n plek van fullness. Ek wil julle met hierdie gedagte, wil ek hier met julle 'n bietjie gaan kou vir die afgelope maand of so. Jesus served from a place of fullness, not for a feeling of fullness. Want ons wil in verhoudings 'n fullness van jou af hê. Jy moet my volkom maak. Jy skuld my iets. Nee. My fullness lê in my verhouding met God. Ek moet beweeg vanuit 'n plek van fullness na mense toe. En ons sukkel met dit. Maar jy skuld my iets. Jy skuld my niks nie. My fullness kom omdat ek kind is, the child of the Most High God. I'm royal, I'm holy, I'm chosen. I'm fearfully, wonderfully made. Ek is geskape na die beeld van God. In God is ek genoeg. En daarom funksioneer ek dan vanuit 'n plek van rus, 'n plek van vrede, 'n plek van fullness en dan kan ek gee. The Lord is never content to leave us where we are spiritually. Moenie verbaas wees nie. God gaan nie met jou ophou nie. Hy gaan altyd afkap alles wat nie soos Jesus lyk nie. Hoe sê hulle vir die ou wat die perd gemaak het? Hoe kry jy hierdie baie mooi beeld van 'n perd? Hy sê kap net alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. So eenvoudig verstaan. Kurt Steinberg. Ja. Was hy. Jesus took his unexperienced disciples. Hoorie, dis ook 'n boundary. Hoor die Vader sê, sien daai 12. Sien daai 12. Daai 3 seuns van die donder, daai autistiese Matteus, Judas Iskariot wat jou gaan verraai, Petrus wat jou gaan verloon, hierdie ene wat krippel is, hierdie is jou pakkie. Dis jou 12 wat jy nou mee 'n pad gaan moet stap. Jy kan ek nie beter kry nie. Nee. Kan ek nie die loyale ene, die hardwerkende ene, die perfectionist, nee, krippel, autisties, seuns van die donder, aggressief, Petrus, Hy moes ook gesê, in daai, die ander show, wat my ma kyk, The Chosen, ja. Hy het gesê, it is not the healthy that need healing. Ja, 100%. So hierdie krippelstorie, krippelgroepie. Die spesiale klas. Die spesiale onderrigklasie is jou toe. Die imperfect perfect groepie is jou disciples. Nou kom jy en sê kan ek ook disipel wees? Nee. Hierdie 12. It's about it. God will work in you until you're prepared for him to do greater works through you. En weet jy wat dat kan hy? Groter goed deur ons doen. Want hoe minder pride vir ons is. Humbleness. Ek het daai nou net gesien. Hy het die humbleste van humble gevat. To show us his glory. God haat pride. As jy wonderwerke wil sien. As jy genesing wil sien. Vrymaking wil sien. Sal die gees van God vloei deur die humbleste van humble. So, ons geloof gaan nooit op 'n punt kom wat ons gearrive het nie. Ons gaan nie op 'n punt kom te sê, okay, I've got this. It's never going to happen. We are meant to keep growing in our understanding of God and in trusting his power in our lives. Ons moet op plekke kom dat ons kan sê, maar Here, ek weet nie nou hoe nie, ek kan nie nou nie, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie, dan sê hy, yes, kom op wys jy wat om te doen. But God. Want as ons in beheer staan, sit hy terug. He wants to show his glory. En weet jy waar is die plek waar ons meeste oefen om soos Jesus te word?
Hier wil ek. Verhoudings. Die verhoudings die naaste aan jou. Gesinne. Kerke. Maar ek hou nie van hom of haar nie. Jy hou nie van hom of haar nie, want God wil nog julle kragtig saam gebruik. Jy maak my kwaad. Dis juist daar waar mense gebruik word. The limit to your experience of God's power rested not with God, but with you. Ons beperk God. God kan nie beperk word nie. Ek onthou 'n baie oulike storie van Heidi Baker. Hulle het 'n Kersfees project en hulle het 'n swart sakke gekry wat hulle nou moet uitdeel en almal kry 'n teddybeer. 'n Teddybeer en sy deel teddybeer uit. Sy sê en ek kom staan so 'n ou dogtertjie voor haar sê, I want beads, man. En sy sê, beads. Dis nie teddybeer. Soos kralietjies. Ja. Sy het haar hand so in die sak gesit en uitgesteek toe staan beads. Wow. Onder die beek en die beek. Nee, ja, daar het iemand daai wat jy doen, wat nie vir jou sin maak nie. Jy moet nou 20 beere wees. En vir een of ander rede dink jy maar jy moet 'n pakkie beads insit en dit maak nie vir jou sin nie. Maar jy gooi maar die pakkie beads in en jy weet nie eers dat die pakkie beads dit gaan gebeur nie. Dis 'n lang gehoorsaamheid. Die goed vloei. Hulle sê vir hulle, hoorie, ons lewer vir julle 500 hoenders af. Gekookte gaar hoenders. So hulle begin dit gemerk hulle af. 500, of het staan nog hier, 501, 502 en die hoenders raak meer. Staan jy, nee daar, vermeerder goed hoenders. Soos die brood en visies. Ja, hy het net, wat 2 broodjies en 5 visies en beteken was dit 5 visies en 2 broodjies. God het net jou nodig, vir jou bydrae wat jy moet lewe. Daar is so 'n blommekind in die Parel, dis nou die laaste vrouekamp, dis moet ek dit onthou. Nou Tina is so flauwe, weet jy, party die vorige kamp, dus weet jy, kry ons nou die vlees op. Dus hulle weet hulle sy is new age, sy kan nie op die dam wees nie. Ek sê, ek weet dit 'n verhouding met God. Hoor ons mense. Ons kritiseer mense en sit mense in boksies. Ek sê nee. Sy het 'n lap gevat, sulke lappe. En sy het alles geverf op lappe wat daai naweek op die kamp gebeur. Ons het 'n vrou daar gehad wat die geweldige trauma was in haar lewe. Sy het opgehou viool speel. Sy was in die wêreld viool gespeel. Ek sê bring jou viool. Toe sy daai viool begin speel, toe voel dit vir my asof God genesing bring in almal se liggame na binne toe, van emosionele genesing. Staan daai van dit wat die vyand by jou kom steel, is jou purpose, is jou calling. Dit wat jy sukkel om te doen, is juist dit wat God jou voor wil gebruik. Daar waar jy seer gekry het in bediening, is die vyand om jou te stop, want jy was eintlik op pad na wou goeders toe. God's power is limitless, your faith is still growing. Lord, I need faith. Jy gaan op die water kan loop, as jy oop God is. Jy gaan sink, as jy begin kyk na die omstandighede. Daar's 'n toets wat almal vir ons gaan skryf. Don't ever be embarrassed about representing your Lord. Mense moet skaam wees dat hulle God nie ken nie. Ek is nie skaam vir my God nie. Hoor jy die verskil? Because you know, wat jy weet, wat jy weet, wat jy weet. Soos ek baie keer van mense hoor wat nie in God glo nie. Ek, my, sonder dat ek dink reaksie is, Shine. Jy glo in kristalle. Wat toe? Ek glo die God wat die kristalle gemaak het. Jy glo in vere. Was 'n veer nou in my kar, ek los hom net daar. En is my God sê vir my, aan die, take me. En maar al lê. Maar ek glo nie in vere nie. Ek glo in die maker wat voels gemaak het wat vere het. Hoor julle dit? If you speak for him or talk about him, it is an undeserved honor. It's a voorreg.
voorreg. As ek nou met jou braai en kuier, wil ek eerder van oor God praat as oor enigiets anders. Enigiets anders verveel my. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. Dis besig met volgende jaar It is finished vrouwenkamp in die Parel, want die inligting is klaar. Peter sê, ga jy nie 'n bietjie rus nie? Ek sê vir my, dit is baie lekker gisterand, terwyl ons braai. Ek hou daarvan. Ons is besig met it is finished. En kyk, wat sê die Bybel oor it is finished? Hy het so gehang gesê, tetelestai, die prys is betaal. It is finished. Dis klaar. Weet jy hoeveel goeders is finished? As gevolg van sy kruisdood is siektes finished. Die hel is finished. Jy kan nie begin, want hy het gesê tetelestai, die prys is betaal. Elijah was approached by a desperate, impoverished woman, armoedige vroukie. Wat bring ons na God toe? Sy het na Elia toe gegaan. Ons gaan vandag na God toe gaan. Wat vat ons na God toe? Vat ons klagtes, ons hoop, ons vertroue, ons bekommernisse, ons hoop. Elijah instructed to gather all the containers she could borrow. Wat bring ons na God toe? Bring ons een ding, of vat ons alles na hom toe? Want dit wat jy vat, gaan hy volmaak. As jy een ding vat, gaan hy een ding volmaak. As jy alles na hom toe vat, gaan hy alles volmaak. Nee, ek sal maar terugsit. Gaan julle maar. Nee. Vat jou gees, jou siel, jou liggaam, jou huwelik, jou finansies, jou kar, jou toekoms, jou kinders. Vat alles na hom toe. If God gave you the meshes to gather jars, how many containers will you collect? Hoeveel gaan jy vat na hom toe? Nee, ja, ek sal hierdie netjie self doen. Ek dink hierdie netjie kan dit self doen. Maar ek kan daai netjie kry. Dis wat ons doen. When would you decide you had gathered enough? Detail. God is in die detail. God se begeerte is dat jy in elke besluit, in elke dink, in elke doen moet vra, is dit die wil? Ons drie moes hierdie week 'n besluit maak. En toe ons die besluit maak, sê, nee, sê nee. Hulle gaan dalk nie van my hou, as ek vir hulle sê nee. Maar ek is eerder gehoorsaam aan God, want ek wil die beste vir hulle hê. Wil julle werk vir hulle? Wil die beste vir julle hê. Because God loves us. Ja, maar hulle gaan dalk vir my vies wees. Hulle gaan nie. Hulle is nie. Ons dankbaar. Ons moet vir mekaar help. Ons moet vir mekaar hoor. Ons moet saam bid. Want God reageer op die vlak van jou geloof. Hoor jy? Ek gee vir jou 'n skopfietsie, want dis wat jy nou kan hanteer. In my kop wil ek al eintlik vir jou 'n vliegtuig gee. Maar jou geloof is nog nie by 'n vliegtuig nie. So ek gaan maar saam. Ek weet jy het die vermoë om met 'n vliegtuig te vlieg. In die gees nou nie. Maar jy dink jy's nog reg vir skopfietsie. So ons skopfietsie maar saam met jou. Ek is vir jou lief binne jou skopfietsie geloof. Ek gaan nie vir jou lief wees nie. Ek gaan saam met jou. Maar my visioen vir jou, my droom vir jou, sê God, is Mars. Is die hemel. Om vanuit die troonkamer van God te funksioneer. Did the woman sin in not gathering more parts? Is sy gesondig? Nee. Sy het nie uitgemis. Sy het nie uitgemis of nie. Want hoe meer jy God gaan soek, hoe meer gaan jy hom kry. Want hy wil alles vir jou verduidelik. As ek dink waar ons begin het, byvoorbeeld net by die tabernakel.
En wat ons nou al weet. Ek bedoel, in tabernakel is die ouens wat 40 jaar die tabernakel swaat en nou nog niks weet nie. Net om die raamshoring te blaas, die verskillende maniere om die raamshoring te blaas, beteken elke keer iets. God is in the detail. God was in the detail when he made you. Dat is nie lekker nie. She received according to her faith. Dis scary. Dis scary om te dink, jy ontvang op die vlak van jou geloof. Ek weet nie hoekom is dit so in Namibië nie, maar toe ek is nou weer in November in Namibië. Ek weet nie of dit is uit die droogte is of wat dit is daar nie, maar daai vrouens se geloof is 80, 90. Wel, dit het nou nooit in ook gebeur. Ek het op 'n stadium so gesit en die storie so gekyk en gesê, hier werk die Here. Hy werk, ek kyk net. Because of the level of the woman's faith. Ons geloof, wat ons hierna toe bring, gaan bepaal wat ons hier gaan beleef. Nie myne nie, ons in. Dit wat jy bring, jou gehoorsaamheid, vat ons verder. Some people expect God to do great and mighty things, so they organize themselves according to. Hoe organiseer jy jou lewe? Maak jy vir God gereed om vir jou groot goed te kon doen? Others have smaller expectations, and as a result, they aren't disappointed. Kom sê gou bietjie. Hierdie is toe ek nou dit sê, toe besef ek. Ja, ons sit op kampstoele in die sitkamer. Dis ons spasie. Cool. Cool, hulle het hom gekoop, ja. Ja, ons maak ons huis leeg. Ja. Want ons wag vir ons plek. Because God said. Ja. Hier is julle Dit is preek. geloof. Ja, dis alles geloof, dit is rarig. So, ja, dit is nie maklik nie. Wees versigtig wat jy vir God vra. Wees baie versigtig wat jy vir hom vra. Want jy gaan dit kry. Jy gaan dit kry. En baie keer is dit moeiliker as wat jy besef. Want dis seer. Ja. Dis baie seer. Dis seer om van goed ontslae te raak wat jy waarde aangeheg het. Ja. Want sodra jy besef, joh, ek nie waardevol nie. Ek het gedog as R3000 werd Nee. en hulle vir my R100 Maar dit het gegee. nie eens vir my oor dit gegaan nie. Dit het vir my glad nie oor geld gegaan nie. Dit het vir my gegaan oor die sentiment. En onmiddellik het die Heilige Gees my berustig. Onmiddellik. Oor die vingers getik en gesê, hey. Jy het op baie bakslag gekry. Al vir 2 Dis maande. ek hoor jou. Ek weet nie. 2,5 maande. Dit gaan nou vir 2,5 maande. Wat die Here met my 'n pad stap oor, raak ontslaa, raak los. Want ek het groter en beter dinge. En dis seer. Dis my oupa se tafel wat dood is. Dis die tafel waar ek en hy gesit in Kentucky eet het. Toe ek 'n 4-jarige, 6-jarige dogtertjie was. Dis die goed waarvan ek ontslae moet raak. Daai goed. Dit het nooit vir my oor die geld gegaan. Ek het nie eens geweet wat die waarde van dit is nie. Dit het nie van daar, dit het vir my gegaan oor die memory. En die hele tyd sê die Here van my, jy gaan nooit die memory verloor nie. Laat die tafel gaan. Dit het nooit oor die tafel gegaan nie, Esmy. Dit het oor die liefde gegaan. Oor jou oupa. Dit het oor my oupa gegaan. My oupa se liefde vir my. Want hy het vir my plekkie gemaak dansom. En dis wie God die Vader vir jou en vir my is. Hy maak vir my en vir jou 'n plekkie dansom aan die tafel. Sodat ons saam kan eet. Dis waar dit gaan.
Vir die maatjies. Kan jy vir julle kort liedjie sing? There goes my only possession. There goes my everything. Ek wil net hê jy moet die volgende ding gedoen het. God invites each of us to prepare for what He intends to do in our lives. Here, wat wil jy my lewe gaan doen? Waarmee is jy besig? Want daar's net niks wat God nie kan doen nie. God can do it. God, what are you busy with? What are you preparing me for? Jesus did not do many mighty works there because of their unbelief. Gooi jou net uit. Ek kan nie vir iets doen as jy jou net uitgooi nie. Staan op in die oggend vroeg. Doen wat jy moet doen. The way we live in clearly reveals what we believe. Man, is vir jou vrou liewer as jou eie liggaam. Vrou, is jy jou man se helper. Dit 'n voorbeeld. Wat sê die woord? Hoe moet ons leef? Leef ons volgens die riglyne van die woord? Do you believe God will perform miracles in your life? Nee, ja. Ek het al gesien die Here gaan vir jou 'n wonderwerk doen, maar hy doen mos nou nie vir my nie. Dan gaan hy nie. Want jy verwag het nie. Efcharisto. Nadat Jesus die Vader gedank het, het die brood en die visse vermeerder. Wonderwerke gebeur vanuit 'n plek van dankbaarheid. What area of your life is presently not tapping into God's power? Waar is God nog nie op die troon van jou lewe nie? Watter aspek van jou lewe moet God nog beheer van vat? Want dan gaan hy daai hokkie bietjie skud. God skud 'n hokkie waar hy nie beheer het nie. Sodat hy 'n beheer daarvan kan kom. In what circumstances do you doubt God will do a great work? Want dis in daai plek waar dit wil kom doen. God wants to come and show His glory. I am wants to come and show I am. So Here, hierdie moet ek neerlê. Hierdie moenie nou vir my belangriker wees as U nie. I surrender it. Is there a situation in your life in which you need to cry out to the Lord and say, Here, ek roep U in hierdie aspek van my lewe in. U moet vir my asseblief in hierdie aspek van my lewe 'n wonderwerk kom doen. Dankie vir hierdie wat U reeds gedoen het, maar Here, ek het U hier nodig. Lord, I do believe. Help my unbelief. In what areas of your life do you struggle to believe God? Party van ons kry ons reg. Dit is ons maklik. Maar daar's ander wat moeiliker is. Would you say your life reflects a strong belief that God can do anything? Is dit gesê? Ja. Ek dink nou net aan 'n vriendin van my. Sy, meisiekind is Amerika toe om te gaan swat, en sy het 'n sportbeurs gekry. En dit was baie moeilik geweest. En vroeër in die jaar toe Trump met al sy goeders gekom het, toe sê hulle vir haar sorry, toe sy na huis toe kom net vir die vakansie, toe sê hulle vir haar, jy kan nie terugkom nie. So terwyl sy toe nou hier is om veronderstel met vakansie te hou, toe moet hy nou 'n plan maak dat sy kan teruggaan om te kan studeer. En toe gebeur dit nou dat haar seun, wat nou matriek is, hulle het nader om toe nou werk, ook vir 'n sportbeurs. En sy is soos
nee Here, wat het jy met my ander kind gedoen? Ek kry nie hierdie kind van my, ek swanger, ek kan nie kry nie. En sy sien net dit, sy sien, ek kan nie nog 'n kind verloor nie, want sy sien dit as sy dalk kind verloor wat Amerika toe is. En nou, die penny vir my gedrop. Hy het in hierdie week, het hy 'n lelike hamstring besering gekry. So hy kon nie hardloop waar hy moes hardloop nie. Hy moet nou weer eers gesond word. En dit wat jy nou net gesê het vir my nou die penny gedrop, want sy het hom nie vasgehou. Sy wou nie, ja. Ek het dit neergeskryf op my foon, dat ek het wel kan sê. Sy gaan daarvan hou nie, maar Ag, die Here is so lief vir ons, dat hy die pad saam met ons stap en ons verduidelik ons het verstaan. So wat is ons getuienis? Hoe lyk ons getuienis van ons geloof? In what areas of your life does God want to increase your faith? Ek dink jy dit nou nog aan 'n increasing your faith proses. Dan jy met die gas. Dis roep. Maar ek dink ons elkeen het iets. Ons geur en kleure lyk net verskillend. Pools go through a process. Jy gaan kyk na parels. Dan met daai sandkorreltjie wat binne in daai parel ingaan. Skulpie in. Ek wil jou hê nie, ek wil nie jou hê nie, ek wil jou nie hê nie, vorm 'n parel. En baie keer die goed wat in ons lewens gebeur, all have a story to tell. Die moeilike goed wat jy in jou lewe al beleef het eintlik van jou 'n parel begin maak. Weet jy van iemand is wat nog iets wil deel nie? Wie van julle voel gelei om net iets te sê rondom hierdie proses? Nog iemand? Nou baie van julle weet nou al, maar ek het nie van weer die funksie van. Ek toch nie gebruik in jou. Nee, wat ek pas dan. Ons het baie lank gesukkel om kinders te hê, wat vir ons baie moeilik was. En toe het God vir ons 2 kinders gegee. 'n seentjie en 'n dogtertjie. Hulle lyk nie soos ons nie, maar hulle is die kinders van ons harte. En ek almal weet al van my stories met my werk. Ek het baie moeilike goed by die werk teëgegaan. 2 vreeslike baase gehad wat my lewe absolute nagmerrie gemaak het. En toe die Here vir my ingesit in 'n posisie waar ek nie klou gehad het nie. Okay, die een baas was toe my deel van die posisie, maar toe hy vir my, toe die ou weg is, toe gee hy nou vir my die wonderlikste baas wat enige mens vir kan vra. Jy het gebid vir hom baas. Ek het gebid vir hom. Maar dit was moeilike goed gewees wat gebeur het en die Here het gewerk en ek het nou die dag vir iemand gesê, ons het nou 2 jaar na mekaar het ons die CESA Ion Mentoring Company of the Year Award gekry. As iemand 6 jaar terug vir my gesê wat daar ingestap het, oor jy gaan nou 6 jaar die award kry, gaan ek vir hulle gesê, dis julle lekker laat, ek weet nie, ek het nie 'n klou wat ek doen. En baie dae het ek nie geweet wat om te doen nie, dan gaan ek by kamer toe en dan sit ek heeltyd besig met die Here en as ek by my tafel kom, dan weet ek wat om te doen. So die Here, hy werk in alles en hy gebruik alles hy laat alles ten goeie meewerk, al is dit slegte goed. Ons kan altyd daaraan vashou, daai van hy laat alles ten goeie meewerk. Dis waaraan ek vashou is. Ek sê baie vir mense onthou, die Bybel sê hy laat alles ten goeie meewerk. Romeine 8:28. Amen. So kom ons bid saam. Ag Here, ek wil sommer net vir U baie dankie kom sê dat U vergeet nooit van ons nie. U is om ons, in ons, deur ons. Die gedagtes van elkeen van ons is meer as die sandkorrels van die wêreld en ons kan letterlik net U vertrou. Dis al wat ons op nodig het. Ons kom bring vanoggend al ons kruike vir U. Ons huwelikskruike, ons finansiële kruike, ons gesondheidskruik, ons toekomstige kruike. Hier elkeen het 'n ander kruik wat ons vanoggend voor U voete wil kom neersit. Maar ons wil al die kruike vir U gee, Here. We want to surrender all. Kom en sê, Here, U wil, nie my wil.
Here, help ons om gehoorsaam te wees. Ek dink aan Romeine 8 vers 14 en 15. Those that are led by the Holy Spirit will be called sons of God. En Here, ons wil wees seuns van die almagtige God, die Hemelse Vader. Here, ons wil leer om vanuit 'n plek van fullness te funksioneer, vanuit 'n plek van vrede, vreugde en rus, gehoorsaamheid aan U stem, Here, sodat ons die wonderwerke kan beleef wat U vir ons instoor het. En ek loof en prys U groot naam. Ek wil dankie sê, dankie vir die voorreg wat ons het om U te ken. Dankie vir die voorreg wat ons het om 'n verhouding met U te kan staan. Dankie Here dat U aan die kruisgang het gesê, tetelestai, dis volbring, die prys is betaal. En dat ons vanuit 'n plek van 'n troonkamerverhouding met U kan funksioneer en vanuit 'n gehoorsaamheidsplek wonderwerke kan sien. Ek bid vir elke persoon wat vanoggend hier is, Here. U weet met watter gemoed, watter bekommernis en waarmee ons vanoggend hier toe gekom het, Here. Bid dat U Jehovah Shammah, dat U waarheid vir hulle waarheid sal word, die rema sal word. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Here, nooi om nagmaal te gebruik en ook